Een van ons Suid-Afrikaners se karaktereienskappe is om humoristies te wees. Om in die moeilikste van omstandighede tog die humor raak te sien en dit na vore te laat kom. Nou weet ons dat humor kan aan die een kant lighartig wees en aan die ander kant ligsinnig. En ek het bietjie gaan kyk hoeveel indien wel daar enige humor in die Bybel voorkom. En een van die eerste humoristiese dinge wat ek gesien het, was in Eksodus 32 vers 24. Toe Aaron moes verduidelik waarom hy 'n kalf gemaak het vir die volk om te aanbid, het hy met 'n verskoning gekom. En luister net, wat is sy verskoning? Hy sê, ek het vir die volk gesê, hulle moet, as hulle goud het, dit afruk. En hulle het dit toe aan my gegee, sê hy, en ek het dit in die vuur gegooi. Nou luister, hy probeer verduidelik waar die kalf vandaan kom. Hy sê hy het goud in die vuur gegooi. Maar om dit nog verder humoristies te maak was, en 'n kalf het daar uitgekom. Nou is baie duidelik dat dit nie gebeur het nie. Dit was onmoontlik dat hy 'n kalf so kon maak. Maar op 'n humoristiese manier probeer hy eintlik uit die moeilikheid kom. En hy maak op 'n aardige manier verskoning vir dit wat hy eintlik gedoen het. En in Psalm 2 vers 4 sien ek, dis natuurlik God wat in die hemel woon, lag hulle uit. Die Here spot met hulle. Nou selfs in 'n baie belangrike persoon, God se houding teenoor die mens, en dan veral die mens wat hom nie waardig ag nie, die mens wat hom nie waardeer en respekteer nie. Die Bybel sê, hy lag hulle uit. Hy spot met hulle. Nou dit is natuurlik nie om hulle sleg te maak nie, maar om vir hulle te wys, hy is groter as hulle en hulle kan maar gerus ook na hom luister. Selfs Spreuke 17 vers 28 sê, as 'n dwaas nie praat nie, kan selfs hy aangesien word vir 'n wyse, en as hy sy mond toehou vir 'n verstandige mens. Nou ek dink Langerhoven het so bietjie hier sy kers opgesteek, maar baie duidelik dat Salomo sê, man, weet jy, as 'n mens na iemand kyk en sy mond is toe, dink jy dalk hy is verstandig. En daarmee op 'n humoristiese manier verwys hy ook na eintlik 'n dom mens. In Matteus 23 vers 24 spot die Here met die leiers van sy tyd, die geestelike leiers. Hy sê, julle skep die muggie uit, julle beker uit, maar julle sluk die kameel in. Nou, daar was seker 'n muggie in hulle, wat hulle ook al wou drink, maar om 'n kameel in te sluk, dis mos baie duidelik om vir hulle te sê, julle doen onlogiese dinge, julle verwag dat 'n mens julle moet glo, terwyl julle heeltemal verkeerde dinge doen. En op so 'n manier onderstreep hy eintlik hulle valsheid, hulle verkeerde manier van dinge doen. Hulle sluk kamele in. So, kom ons aanvaar dat humor nie 'n vreemde verskynsel is nie, en dat dit eintlik 'n aangename voorreg is om op hierdie manier met mekaar en ja, selfs met die woord van die Here te doen het hê. En geniet dit. En loop mooi.